Die vrede hier teenwoordig van die Here God is vir jou en vir elkeen van ons. God laat hom vind in die stilte van ons gebed, wanneer ons tyd met hom deurbring. Alles wat ons doen is in gebed. Hoe ons kom sit, ons asemhaling, ons luister, ons sing, ons lees en ook die aansteek van 'n kers. In alles nader ons tot hom wat verborge is en wat ons verborgenheid deurgrond. Wanneer ons dus nou rustig geraak het, ons gedagtes tot stilstand gekom het, ons wêreld van werk, weerskante van vandag vir 'n oomblik eenkant laat, dan rig ons ons hart op God, die alomteenwoordige, die Allerhoogste. Adem die stilte in. Deur die liedere wat ons nadenkend sing, tel ons as te ware ons lewens met al die lig en skaduwee daarvan op en reik dit na hom aan. Soos 'n offergawe, ons vreugdes, verleenthede en verlange, ons swoeg en ons sweet, ons lief en ons leed, ons dankbaarheid en broosheid. Gebed is om te wag, om te luister tot ons hom hoor nader kom. Gebed is ook ons antwoord, selfs woordloos, op sy woord, die onuitputlike bron wat God self aan ons dorstige siele aanreikt. Abide with me, fast falls the eventide, the darkness deepens, Lord, with me abide. When other helpers fail and comforts flee, help of the helpless, oh, abide with me. Hold thou thy cross before my closing eyes. Shine through the room and point me to the skies. Heaven's morning breaks and earth's vain shadows flee. In life, in death, O Lord, abide with me. In life, in death, O Lord, abide with me. Ons skriflesing vandag kom uit Hebreërs 4 uit. God se belofte dat ons sy rus kan binnegaan, staan nog steeds. Daarom moet ons oppas dat dit nie dalk blyk dat een van julle langs die pad agterbly nie. Want hierdie blye boodskap van 'n plek van rus het ons ook ontvang, net soos hulle. Dit het hulle egter niks gebaat nie, omdat hulle die boodskap wat hulle gehoor het, nie geglo het nie. Want net as ons glo, kan ons die rus binnegaan. Ten opsigte van hulle wat nie geglo het nie, het God egter gesê, daarom het ek my toorn met 'n eed soos volg verklaar. Hulle sal nooit my land van rus binnegaan nie. Dit is ten spyte van die feit dat God se rusplek
alreeds gereed staan van die skepping van die wêreld af. Ons weet dit is so, want die skrif sê ergens van die 7de dag, en God het op die 7de dag gerus van alles wat hy gemaak het. In die ander gedeelte sê hy weer, hulle sal nooit my land van rus binnegaan nie. Kom ons span dan alles in om daardie rus binne te gaan, sodat niemand van ons dalk hulle slegte voorbeeld van ongehoorsaamheid volg en ook omkom nie. Soos wat jy weer na die skriflesing luister, hoor God se belofte, die belofte van 'n plek van rus. Daar is 'n Ierse gebed wat sê, ons vind ons rus wanneer ons in die palm van God se hand is. Reflekteer vandag hieroor. Voel hoe jy vandag in die palm van God se hand is. Voel sy omgee en sy sorg aan. Die liefde en sy genadige luisterende oor. Plaas jouself in God se liefdevolle hande. Ons Vader wat in die hemel is, dankie dat U nie net daarbo is nie, maar ook hier by ons in al ons nood en seer. Dankie dat U ons soos 'n Vader beskerm en soos 'n moeder versorg. Laat U naam geheilig word deur ons vandag, dat ons so sal optree dat mense U in ons sal herken en ter wille van ons lewe aan U eer sal gee. Laat U koninkryk kom. Breek vandag die mag van die bose
Bevry ons van die mag van sonde en van ons eie selfsug en help ons om so te lewe dat U heerskappy teen vanaand deur meer mense erken en eerbiedig sal word. Laat U wil geskied, al is dit anders as wat ons dit graag sou wou hê. Here, ons huiwer om dit te sê, maar stel ons asseblief te leer as ons begeertes nie met U wil ooreenkom nie, en maak ons dan gewillig om U wil te doen. Gee ons vandag ons daaglikse brood, want ons is elke dag in alles van U afhanklik. Wanneer ons in nood is, besef ons dit meer as ander kere, maar sonder U kan ons nooit regtig regkom nie. En al sou ons ook genoeg geld in die bank hê, kan dit nog nie ons gesondheid en geluk koop nie. En vergeef ons oortredings, wat vir ons maar klein lyk, maar in die lig van die prys wat dit U gekos het, is dit verskriklik groot. So groot dat ons maklik die mense kan vergewe, wat teen ons gesondig het. En laat ons nie in versoeking kom nie, omdat die duiwel vir ons te sterk is, en ons nooit sy lus sal kan weerstaan, as U ons nie beskerm nie. Daarom bid ons, verlos ons van die bose, ook waar hy op fyn vermomde maniere ons wil verlei om ons skuldige sondetjies te doen, soos om goed te vat, klein of groot, wat nie aan ons behoort nie, en 'n wit leentjie te vertel. Aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. U is die Here, U het alles gemaak, daarom het U reg op alles. Laat alles wat asemhaal U prys. Alle lof moet aan U gebring word. U is groot en goed en getrou. Niks en niemand kan met U vergelyk word nie. Wonderlike God, genadige Vader, getroue vriend. Amen.